In Jakobus 2 staan daar: Luister, my liewe broers, kies God nie juist die uit wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat hy beloof het nie. Maar julle behandel die arme man met minagting. Is dit nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie? En is dit nie hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie? Nou het jy ooit by 'n plek ingestap, en soos of jy instap, kan jy dadelik die mense begin opsom. Ons is nogals goed daarmee. Ons kan sien, kyk na hulle kleredrag, kyk hoor hoe hulle praat, luister na hulle aksent, kyk na hulle velkleur, kyk net wat se kar het hulle aangekom. En dan soos het ons bietjie begin gesels by die braai, dan hoor ons, hierdie ou doen hierdie en hierdie werk, of sy kinders is in daai skool. En wat ons doen in ons binnekant, is ons begin mense in kategorieë te sit. En ons het hierdie kuns al bemeester deur die jare. En soos ons die kategorieë bou, dink ons, hierdie persoon is ryk, daai een is arm. Hierdie een is invloedryk, daai een het geen invloed. Hierdie een wil ek mee vriende wees, daai een wil ek nie vriende mee wees nie. Nou glo dit of nie, maar 2000 jaar gelede het die mense presies dieselfde gedoen as hulle by 'n braai ingestap het. En Jakobus praat hieroor. En Jakobus sê vir ons, oppas wat julle doen, en nog meer, oppas selfs by die kerk, as jy hierdie kategorieë begin inbring. En sê hy, want God se liefde, God se genade, is daar vir almal. Ons word genooi om God se liefde vir almal te gee. Vir die skoonmaker, vir die petroljoggie, vir die CEO, vir die weduwee, en dan maak hy 'n lys. En ons word uitgenooi om nie te dink oor ons kategorieë. En ek het uit jou groot geword, het op 'n stadium met kerke daarvan gehou om seeker sensitive te wees. Dis hy, kom ons maak die evangelie oop vir almal. Daar's iets hiervan, want Jakobus ons uitnooi. En in elk geval sê hy dan op die einde, net so laaste spyker in te kap, sê hy, julle kategorieë is in elk geval gewoonlik heeltemal verkeerd. Het God nie al baie keer juist die wat arm in die oë van die wêreld is, gebruik om groot werk in sy koninkryk te doen? En is dit nie juist die rykes deur wie hulle uitgebuit word nie? Hy nooi ons om anders te kyk na mense. So ek wil vir jou uitnooi, baie prakties, in jou lewe, wees daar wat net so bietjie aan die buitekant is, wat nie in jou kategorieë val nie. Dalk is dit die buurman twee huise in die straat af, of dalk is dit iemand wat in die dorp bly, of dalk is dit iemand in die kantoor langs aan, maar om uit te reik na mense buitekant ons kategorieë, om hulle in te nooi, om iets van God se liefde vir hulle te wys, en ook toe te laat, dat die koninkryk en die liefde van God deur ons na hulle toe gaan, want op 'n besondere manier stap God ook 'n pad met hulle. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, help ons om ook ander mense te kan sien wat nie in ons boksies pas, en hulle ook te kan verwelkom in u koninkryk, in u kerk, in u liefde. Help ons dat ons ook daar u hande en voete kan wees. Help ons om nie soveel geloof te sit in al die maniere hoe ons mense verdeel nie. En ons vra dat u deur u Gees vir ons 'n groot liefde sal gee, om ook gasvryheid en liefde te kan wys vir die vreemdeling. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.